Goeiemôre en welkom by ons opstanding Sondag. Wat 'n groot voorreg om saam te vier dat hy nie meer in die graf is nie, maar wel opgestaan het. Ons vier Jesus se opstanding. Welkom terug Dian. En dit is regtig lekker vir ons om net hierdie geleentheid te gebruik om ook die Here se teenwoordigheid te soek. So waar ook al jy vanoggend vanaf saam luister, weet dat die Here jou daar ontmoet, weet dat hy vir jou sondes aan die kruis gesterf het, soos ons gevier het met Paasnagmaal, en dat daar niks is wat jou van sy liefde kan weerhou nie, dat sy liefde vir jou nooit sal eindig nie. Ons kyk vanoggend weer na die tema Immanuel, God met ons, meer as ooit. En veral met die opstanding vier ons dit nog meer. Ek lees vir ons graag 'n baie kort versie uit Openbaring uit. Kyk, ek maak alles nuut. Ek groet julle in die naam van die Here Jesus Christus, die opgestane Here. Amen. Kom ons sing 'n lied saam wat vier dat ons na hom kan smag, want ons weet hy lewe. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. En ek bring aan U die eer. Die Saterdag voor die Sondagoggend nadat Jesus gekruisig is, was soos die stilte voor die storm. Die Saterdag na die kruisiging was dalk die eensaamste dag in die geskiedenis. En die disippels was vasgevang in 'n graf van steen, van hulle eie vrees en onsekerheid. Wat gaan nou gebeur? Hulle Here, hulle leermeester is dood. Wat moet hulle nou doen? Hulle het gedink die storie is verby, maar vir hulle was die stilte van die graf die finale punt. Maar uiteindelik het God 'n groter prentjie in gedagte gehad. 3 dae na die stilte by die graf het hy opgestaan uit die dood. Was die graf leeg en het ons Here Jesus Christus uit die doodheid opgestaan. Die heilige ruimte van die graf het God gebruik en was God besig met iets wat die wêreld nog nooit voorheen gesien het nie. En Phil Wickham sing in sy bekende lied Living Hope, then came the morning that changed everything. Death could not hold you, the veil tore before you. Partykeer gaan ek en jy ook deur grafoomblikke in ons lewens. En ons dink ook dat dit nooit eindig nie. En eintlik word hierdie grafoomblikke heilige oomblikke in God se hande. God is besig met vernuwing, met nuutmaking. So as jy dalk vandag op 'n plek van stilte of onsekerheid is, weet, die oggend sal aanbreek.
Die oggend is aan die kom en jou deurbraak, God se deurbraak in jou lewe ook. Hy beloof in sy woord dat hy alles nuut maak. En met opstanding Sondags is ons verseker dat dit nie net die herinnering daarvan is van 'n historiese gebeurtenis van lank terug nie, maar eintlik dat dit ons herinner van die nuwe werklikheid wat aangebreek het. Die klip is weggerol. Die dood het geen houvas op hom gehad nie. Die lig van die ewigheid het die donkerte oorweldig en binnengedring. En hy het opgestaan. So in Openbaring 21 vers 5 verklaar die een wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En hierdie nuutmaking is nie net die herstel van die oue nie. Hierdie nuutmaking is nie net die oorwinning oor die dood nie. Dit is die algehele transformasie van ons elkeen se lewens. Hy het jou kom nuut maak. Hy help jou om aan jou sondige natuur te sterf. Hy help jou om met jou sonde rekenskap te neem, sodat jy sal opstaan saam met hom, die opgestane Here, en dat jy die nuwe lewe sal hê. Hierdie pad is vir jou vandag oop. Loop dit saam met Jesus. Staan saam met hom op. Onthou, jou verlede definieer jou nie. Onthou, jou foute is begrawe in die graf. En onthou, jou toekoms is geanker in die lewende hoop self, Jesus Christus. Nou as ons terugdink aan die oomblikke by die kruis, en dat hy Immanuel was, met hulle, met die disippels, meer as ooit, dan onthou ons, na sy opstanding het hy kom verklaar, dat hy in hulle sal wees deur die Gees. En dit is die groot geheim van die opstanding en van opstandingssondes. Jesus is nou met ons deur sy Gees meer as ooit. Hy is nie meer beperk deur grense van tyd of plek of deur 'n menslike liggaam nie. Hy is die opgestane Heer wat saam met jou vandag rondwandel, wat saam met jou in jou kar ry, wat saam met jou in die hospitaalkamer sit. Hy is die een wat jou krag gee as jy nie meer kan nie. En wanneer ons sing, soos Phil Wickham se lied sê, Halleluja, dan beteken dit, death has lost its grip on me. Met ander woorde, die mag van sonde, die mag van isolasie is gebreek. En die gevoel van totale eensaamheid bly net 'n gevoel, want die waarheid is, jy is nie alleen nie. Immanuel het gekom om te bly. Sy teenwoordigheid is nou meer intiem, meer kragtig as van ooit van tevore. En die disippels kon geweet het, hulle kan gaan lewe met Jesus by hulle vir altyd. So kan ek en jy ook so reageer met opstanding Sondag op die oop graf. Ons het die lewe en ons kan gaan leef met die sekerheid dat ons nooit weer alleen is nie. Wanneer ons dan die nagmaaltafel weer eens nader, kom ons luister na 'n lied, die liefdeslied wat verklaar, die graf is oop, hy het opgestaan, hy het sy liefde aan ons bewys, nog meer as ooit. Die liefde kleur, die blou helder hemel, die goedheid reis, die dag breek oor die see. Die almag blink in maanlig oor die berge, die skoonheid van die skepping sleer my mee. Die glorie sprei in vlerke van 'n arend, genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterflik,
Die Skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die dorings wat hy dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar vergifnis vir my sonde skuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, die liefdesbloed bevry. En van die kruis uit koppies styg die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat hy oor hom sou glimlag? En wie is ek dat hy vir my sou kom? Hoe groot die liefde, grenseloos genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Geliefdes in die Here, ons staan nie vandag by 'n graf van steen nie, maar eintlik by 'n oop tafel van lewe, 'n uitnodiging, 'n fees van nuutmaking. Ons vier vandag die groot deurbraak. Jesus Christus het die dood oorwin. Die opstanding is die bewys dat die offer aan die kruis genoegsaam was. Die straf is gedra, die skuld is betaal en die dood het sy greep op ons lewens verloor. Wanneer ons vandag die brood en die wyn geniet, dan doen ons dit as mense wat deel is van 'n nuwe skepping, soos ons in die lied gehoor het. En die een wat op die troon sit, die opgestane Here, hy sê vandag vir my en jou, kyk, ek maak alles nuut, ek maak jou nuut. En met die nagmaal kan ons 'n plek vind waar ons ou seer en ons ou mislukkings en ons grafoomblikke neergelê kan word. In Christus is ons verlede verby. Hy herskryf jou storie met die ink van sy genade. En hierdie tafel is die beginpunt van 'n nuwe seisoen. Aan die kruis het hy aan ons gedink, maar in die opstanding het hy na ons toe teruggekom om nooit weer weg te gaan nie. Hy is nie meer die man van smarte wat ver weg aan 'n houtkruis hang nie. Hy is nou die opgestane Immanuel, God met ons, meer as ooit van tevore. En vandag, deur sy gees, is hy nader aan jou as jou eie asem. En sy teenwoordigheid is nie meer beperk tot Jerusalem of 'n graf nie. Hy loop saam met jou deur elke vallei. Hy sit saam met jou aan hierdie tafel. Kom ons nooi hom in wanneer ons die nagmaal vier. Die brood, die liggaam wat lewe gee. Dit is die brood wat vir ons gebreek is tot die volkome versoening van ons sondes. Neem dit, eet dit en onthou, sy liggaam het gebreek sodat jy die lewe kan hê. Die beker waaruit ons drink is die teken van die nuwe verbond, die nuwe lewe wat ons in hom het. Sy bloed het gevloei sodat ons die lewe kan hê. Neem dit, drink dit en onthou. Almagtige Here, wat 'n voorreg om die nagmaaltekens te kan gebruik, dat ons kan onthou wat U gedoen het. Here God, ons weet dat
dit 'n groot prys was, 'n groot opoffering was aan die kruis. En Here, al was daar gevoelens van eensaamheid, het U gesterf, maar ook opgestaan, sodat ons nooit weer alleen hoef te wees nie. Deur die nagmaal kom bevestig U dit aan ons meer as ooit. Ons besef opnuut dat ons nou die lewe het en dat ons verlede ons nie terughou nie, Here, maar ons dit by U voete kan neerlê. Vergewe ons, Here, daar waar ons toelaat dat die lewe ons inhaal en ons onderkry. Help ons om te fokus op die nuwe lewe in U. En mag 'n nuwe seisoen ook in ons verhouding met U vir ons aanbreek. Mag die nagmaal ons daaraan herinner. Here, U het opgestaan, U lewe, en U is by ons elke dag. Ons vier dit vandag en ons is so lief vir U. Amen. Ons sing dan 'n laaste lied saam waarin ons vier dat die dood oorwin is. Ek sien my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oë. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Mag die God van opoffering julle herinner dat geen prys te groot was vir sy liefde vir julle nie. Mag die God van die heilige ruimtes julle eensaamheid omskep in 'n plek van ontmoeting, waar sy stilte julle vrede gee. En mag die opgestane Heer wat alles nuut maak, julle vul met 'n lewende hoop wat nooit beskaam nie. Gaan lewe nou met die wete, die straf is gedra, die graf is leeg en Immanuel is met julle vandag, môre tot in alle ewigheid, meer as ooit. Amen. Amen.